Goeienaand almal van julle. Ons is vanaand weer hier by mekaar, so oor die lig. Maar is wonderlik, is 'n voorreg wat ons het, om sommer so met mekaar te kan gesels en ja, en selfs kan julle sien wat hier aangaan en is eintlik wonderlik die tegnologie. Maar dis ook 'n gevaarlike ding, die tegnologie. Ons gaan nog daai eendag oor praat. Nou soos ek laaste gesê het, toe ons met julle gesels het ek genoem dat ons het gepraat oor die doop maar ek wil vanaand 'n bietjie meer uitbrei oor die doop. En ek glo vanaand gaan ek nog 'n rukkie met julle moet praat, want ek kan nie alles kan noem, want ek dink dit gaan te lank neem, alles kan noem oor die doop, wat die Here met ons gedeel het al, oor die jare nie, oor baie jare is dit so, dat, ek was net gered. Toe was daar dinge in die doop, wat ons geleer het in die Bybelskool, laat, wat moet gedoen word en hoe dit is. En dit het my gepla, en ek het vroeg in my lewe al begin navorsing doen, oor die doop. Nou vanaand wil ek met julle 'n bietjie deel, en ek gaan julle wys, hoekom ek voel soos ek voel, hoekom ek noem wat ek noem, want ek sien dit in die woord van die Here. En as die woord so sê, kan ek dit nie anderster maak nie. Ek kan nie sê, ja, maar ek het so groot geword, en dis 'n gewoonte van ons gewees, en ja, ek kan dit nie sê nie, want 2 Timoteus 3 vers 16, maar ek gaan dit nou lees, sê dat die skrif is ingegee vir lering. So, en as die skrif dan so sê, moet ek daarna kyk, moet ek daarna luister, en ek moet dit dan aanvaar as die waarheid, want die woord van God is die waarheid. Nou, ek weet, daar's baie mense wat, ons het laaste gepraat, moet ek gedoop word, of moet ek nie gedoop word nie? Gaan jy hemel toe as jy gedoop word, en gaan jy nie hemel toe as jy nie gedoop word? Ons het skriffies gewys, en ek het vir julle gewys, hoe ek dit sien. Maar weer eens, mensies, ek wil dit sommer so in die staanspoor sê, dat ek ken ten dele, want die woord van die Here sê ons ken ten dele. Paulus skryf daarvan. En as Paulus sê hy ken ten dele, wow, dan ken ek maar net 'n baie klein bietjie. En ek besef, hoe meer ons die woord studie, hoe meer besef ons, hoeveel verborgenhede is verborgen in die woord. Maar dis lekker om die woord te studie, en ek wil hê ons moet vanaand so bietjie saam die woord study, as ons hom so lees, en so ek hoop net julle hou vas, want ek gaan vir julle wat nie geonderdompel is nie, goeie nuus gee. En ek het dit laaste keer al gesê, dis nie te sê jy gaan nie die ewige lewe hê as jy nie geonderdompel is nie, want die woord sê dit anderster, maar onderdompeling en doop is 'n groeiproses. En ek wil dit nou vanaand 'n bietjie meer breedvoerig met julle deel. So baie van julle wat vir my kyk, en wat nou al in ons Bybelskool was, en met ons op pad geloop het al, sal weet waaroor dit gaan. Maar julle weet, ons gaan kerk toe, en dan praat die dominee oor Dawid en Goliat, en dan gaan ons weer kerk toe, en hy praat weer oor Dawid en Goliat, en ons mou nie daaroor nie. So, al sou jy hierdie 'n paar keer al gehoor het, elke keer gaan jy dalk iets hoor, wat die laaste keer nie vir jou rema geword het nie, wat net vir jou logos woord was, maar hierdie keer besluit die Here, ek gaan dit vir hom of vir haar rema maak, lewendig maak. So, nou, hoe ek glo, omdat ek die woord gestudie het ek gesien, dat om in die bruid van Jesus Christus te wees, in die bruid, nie net in die kerk nie, in die bruid, laat ek het sommer nou noem, en laat julle nou al weet, julle wat nie weet nie, dat, weet julle, almal sê, God kom sy bruid haal. Ek lees dit nie in die Bybel nie. Ekskuus, pardon. Ek het verkeerd gesê nou. Die mense sê, God kom sy kerk haal. In die Afrikaans sê in die kerk nie, God kom die gemeente haal.
Die Engels sê church. God kom die kerk haal. En ons hoor die mense sê, God kom sy kerk haal. God kom sy kerk haal. As hy kom, die wegraping, dan gaan God sy kerk kom haal. Dis nie waar nie. Dis nie wat in die Bybel staan nie. Sy bruid is nie die kerk nie. Maar hulle kom uit die kerk uit. Dis mense wat in die kerk is, mense wat daar sit, mense wat elke Sondag partykeer kerk toe gaan, mense wat gered is, mense wat sing, mense wat kan bid, wat moontlik nie in die bruid gaan wees nie. Om in die bruid te wees is daar 'n paar dinge wat moet gebeur met jou. En die Bybel is duidelik daaroor en ons gaan so 'n bietjie kyk daarna of ons opgroei in die mate van sy volle gestalte. Goed, ek het nou so 'n paar fotootjies hierin van waar ons iemand gedoop het in toe hierdie mense na ons toe kom. Dit was in die week toe hulle na ons toe kom en hulle sê vir ons hulle wil nou gedoop word want hulle het een van ons seminare bygewoon en het ons 'n geweldige openbaring gekry deur hierdie familie en dan nog 'n familie wat op 'n ander geleentheid na ons gekom het. Hierdie mense is daar van Pietersburg se wêreld. Ons het ander mense het gekom daar van Koster se wêreld, 'n boer en sy vrou. En dit was vir ons net 'n verskriklike openbaring. Hoekom kom hierdie mense uit die bloute by ons? En ons het iets geleer daaruit. En ek wil dit ook met julle deel, al sou dit nie in hierdie sessie wees nie, maar in die volgende sessie, want dit is baie belangrik. Ek wil sommer nou noem, die Here wys vir ons deur die doop, wanneer die doop nie reg gedoen word en volgens God se woord nie, het die Here vir my gesê, dat daar vind aborsie plaas. Aborsie word gepleeg in die kerkwêreld. Nou ek gaan dit nie nou sê nie, want ek wil eers graag hierdie doen. Dan gaan ek vir julle in die Bybel 'n paar dingetjies wys, wat baie belangrik is, vir jou om te weet, as jy in die bruid van Jesus Christus wil wees. Goed. Hierdie mense het by ons gekom in die week. Hulle was 'n paar maand of langer dalk by een van ons seminare waar ons bietjie oor die doop gepraat het. En op daai stadium het ons nog nie die revelation gehad wat regtig gebeur nie. En ons het die doopbaadjie vol gehad. Ons het daar by die kampgronde het ons hierdie doopbad gebou. En ons het hom vol water gemaak en ek het hom, daar sy vrou, en ek weet nie of dit vir hom was of vir haar was wat ons hier begrawe het nie, gedoop het nie. Maar ons gaan kyk na die skrifte, wat die skrifte sê. Die hele skrif is deur God ingegee. Ek herhaal hierdie 1000 keer as dit nodig is, want dit is belangrik om dit te weet. Jy moet dit onthou. Ek quoteer hierdie skrif. Die hele skrif is deur God ingegee en nuttig tot lering, teregwysing, weerlegging en onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Wie praat hier? Paulus skryf 'n brief aan Timoteus en hy praat hier van skrifte, die hele skrif. Wat is skrif? Die Bybel, Matteus, Markus, Lukas en Johannes? Nee, daar was nog nie 'n Nuwe Testament geskryf nie. Dit was die boekrolle wat hy hiervan gepraat het, die boekrolle wat in die sinagoges was, waaruit Jesus self gelees het. Dit was daardie skrifte wat hy gesê het, is ingegee. En onthou toe hy hierdie brief geskryf het, was dit in die Nuwe Testament dispensasie. Dit was nie meer Ou Testament nie. Jesus was klaar dood. Jesus het klaar opgestaan. Hulle was in die Nuwe Testament, dieselfde testament wat onder ek en jy in lewe nou. Hy sê die hele skrif, dis die Ou Testament, is ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Mensies, as jy die Ou Testament lees, moet jy daarna kyk. Wat kan ek leer daaruit? Wat sê God vir my deur die Ou Testament? Dis belangrik. Net so belangrik soos die 4 evangelies is.
Jy kan nie God aanneem as jy nie die 4 evangelies gelees het en weet hoe om God aan te neem, hoe om te leef, wat om te doen, hoe om hom te bely. Jy kan nie. Dit is so belangrik, die Nuwe Testament. Maar sonder die Ou Testament is baie goed wat in die Nuwe Testament vir ons gesê word, 'n raaisel, ons verstaan dit nie. Maar wanneer ons na die Ou Testament toe gaan en ons gaan lees dit daar en ons lees dit met hierdie gesindheid dat dit daar is vir lering, vir weerlegging, onderwysing, teregwysing, mensies, dan sê hy, sodat jy en ek, mense van God, volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dink julle is belangrik dat ons die Ou Testament moet studie? Natuurlik is dit belangrik. Kom ons kyk verder. 1 Korintiërs 10 vers 1. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see gegaan het. Vers 2. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. Dis in die Rooi See toe hulle deur die see gaan. Paulus skryf dit aan die Korinte. Hy sê, hey broeders, ek wil hê julle moet weet. Of hy sê, ek wil nie hê dat julle nie moet weet nie, dat ons voorvaders in Moses, in die see, in die wolk gedoop is nie. So is die doop dan belangrik? Nou, hulle was op pad van Egipte af, na die beloofde land, toe hulle gedoop is daar. Hulle was reeds gered. Ek wil net die volgende versie lees, en hierdie dinge was voorbeelde vir ons. Hy skryf dit later. Hy sê hierdie dinge was voorbeelde vir ons, hierdie dinge wat neergeskryf is. Hy sê, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was nie. Die Ou Testament is neergeskryf vir jou en vir my, as 'n voorbeeld. Dis daar geskryf, dat ek en jy nie ook soos die Ou Testament ouens moet terugverlang na die kospotte van Egipte toe en gerebelleer het oor die manna en die kwartels en al daai dinge. En wat hulle nog gedoen het, daar's ordes goed wat hulle gedoen het wat teen God se wil was. Maar in elk geval, dis die Ou Testament wat hy hiervan praat. Dis 'n voorbeeld. Nou ons gebruik dan daai voorbeeld wat vir ons gegee is, hoe hulle deur die Rooi See gegaan het. En dit is belangrik. Nou, moet ek gedoop word? Moet ek nie gedoop word nie? Hoekom moet ek gedoop word? Ek dink ek het iewers dit, maar ek wil vir julle hier wys. Die tabernakel is ook deur God ingegee, in die woord van die Here. Ons moet die tabernakel na hom kyk, want dit is vir ons 'n pad, dit is vir ons 'n plan van hoe God in die Ou Testament gewerk het, sodat ek en jy vandag kan weet, dis 'n voorbeeld van hoe ek en jy kan groei in die mate van God se gestalte. Nou, ek wil net wys, ons kan nie nou vir julle hier wys nie, maar hierdie is nou uitgelê, so die offeraltaar, dis daai ou, en dan die waskom, hier voor Renza, die waskom, en dan die kandelare, en die res, die tafel met toonbrode, die reukwerkaltaar, en dan ook die ark van die verbond, en bo-op hom die genadetroon. Nou, hier kruisig jy die ou mens. Jy maak die ou mens, die sondige mens dood. En dan daarna is hulle gewas. Die woord van die Here sê, Moses moes die disippels, die priesters gewas het, as voor hulle hier verby gegaan het. Een keer, net een keer moes hy hulle gewas het, en daarna moes hulle hulle hande en hulle voete gewas het. Maar daai was daar, sien, dis die doop. Hulle het hier ingekom, nou gaan hulle op, want jy moet opgroei in die Here. Die volgende stap is die doop. Maar hier tussenin gebeur ook goed. Maar ons gaan nie daar, ons gaan net kyk na die doop vandag. Kom ons kyk na die volgende. En hy het gegee sommige as apostels en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Kortliks, hy het apostels, profete, evangeliste en herders en leraars gegee, vir wat? Tot die opbouing van die liggaam van Christus. As jy en ek
deel is van die liggaam van Christus, want julle weet, hy sê, ons is lede van die liggaam van Christus. Dan sê hy, ons almal kan tog nie die oog wees nie, want as almal die oog is, wie gaan die oor wees? As almal die hand is, wie gaan die voet wees? So, ek en jy is lede van die liggaam van Christus. Nou, jy is miskien 'n oog, jy sien goed, wat die volgende ou nie sien nie. God gebruik jou, soos wat ek hier staan, het ek 'n oog. Ek gebruik nie my hand, ek is nie blind nie. Ek gebruik nie my hand om te voel, wat is hierdie nie. Ek gebruik my oog. Jy weer hoor. Jy gebruik nie jou voet om te hoor nie. God het jou die gawe gegee om die oor van die liggaam te wees. Iemand anders het miskien die hand van die liggaam. Hy is 'n knap ou, hy kan dinge doen, hy kan reël, hy kan, man, hoor julle wat ek sê, ander ou is die mond, hy kan praat, God het sy taal gebless, hy sukkel nie soos ek nie, en weet julle wat, ons is almal lede van die liggaam, ons moenie met die volgende ou veg nie, jy weet, partykeer dan luister jy na 'n ou, wat ook preek, ja, dan dink ek wens ek was so glad met my mond. Ek wens ek was ook so gebless om te kan maklik praat en mooi praat en ek is maar net Niels. Ek sukkel, maar ek weet julle, ek hoop julle verstaan my, dis alwaaroor dit moet gaan. Julle moet verstaan. So, en ander ou sien goed raak wat ek nie miskien sien nie. Onderskeiding van geeste, jy sien goed en jy die onderskeiding wat ek nie miskien het nie. Ander ou luister weer en hy hoor, hier is iets nie reg nie. Hoor julle wat ek sê, elkeen, en my vrou, sy is ook 'n deel van die liggaam, maar sy is heeltemal anderster as ek. Maar so, ons moenie onder mekaar veg nie. En ja, almal moet nou so wees, want dit is nou, partykeer kry jy dit so in gemeentes, waar almal moet nou so wees. Almal moet val. Almal moet in tale praat. Almal moet profeteer. Nee, die Bybel sê dit nie. Hy sê, hy het aan van hulle dit gegee. So, God het self gekies die gawes wat hy vir mense gee. En wat hulle moet doen. Wat 'n deel van die liggaam. Maar 'n mens moet tevrede wees. En jy moet kyk waarin is jy die beste, sodat jy daardie werk kan doen van daardie deel van die liggaam, wat dit die beste doen. So, en hoekom? Tot die opbouing van die liggaam van Christus. Want as daar chaos is, en die een ou wil daai job doen, en dit is nie sy job nie, en hierdie ander ou wil daai ding doen, en dit is nie sy werk nie, dink jy chaos? Nee, dan gaan die liggaam nooit opgebou word nie. Maar as elkeen in sy plek vol staan, waar die Here jou geplaas het, en as jy nie weet nie, bid, die Here sal dit vir jou openbaar. Dan gaan daar 'n opbouing van die liggaam van Christus wees. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Kom ons kyk net, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Jy sien, dit is hoekom daar so baie skeiding is in die kerke. Dan hardloop ons soontoe, ek ook gedoen, weggehardloop van kerke af. Want ek het gevoel, maar ek pas in ja, nee, weet, en dit. Ja, en jy het ook miskien rede wat jy voel, maar jy wil nie in die kerk wees nie, jy wil nie in daai kerk wees nie. Maar miskien wil daardie gemeente, daai leiers in daardie kerk, wil dalk nie hê, jy moet seker goed doen, jy voel jy's goed hier, en jy wil dit doen, jou hart is daaraan, jy wil dit met 'n passie doen, maar hulle gee jou nie 'n kans om dit te doen nie, dan is dit nie jou skuld nie, dan moet ons net surrender, ons moet oorgee aan God en sê, God, U weet die beste, U maak vir my 'n weg oop, waar ek moet wees, as ek vir julle moet sê, hoe die Here vir my alweer oopgemaak, ek kan nie glo, dat ek vandag hier staan voor julle, en dat ek hierdie goed met julle kan deel, ek kan dit nie glo, dit is vir my, ek verstaan
verstaan dit nie. Dis te groot vir my. Ek het nooit in my lewe kon droom dat ek so sou kon staan en praat nie. Maar God maak vir jou 'n weg. Ag, as ek my hele getuienis gee, ja, is erg. Maar in elk geval, mensies, so, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ons kan nie ophou nie. Ons kan nie ophou as ons hier kom nie, of ophou as ons daar kom nie, of ophou as ons daar kom. Ons moet opgroei in die volle mate, volle grootte van Christus. Dit is hoekom ek en jy hier is. Geestelik moet ons opgroei in die volle mate van Christus. Maar baie mense wil nie, en dit is waar die doop inkom. Jy kan gered word en die ewige lewe hê, maar as jy nie opgegroei is nie, Jesus gaan nie kom trou met 'n babietjie nie, met 'n kind wat melk nog drink nie. Jesus gaan met 'n volwasse bruid trou. Hoor wat ek sê? Jy kan nie gaan dormant lê op een plekkie en sit nie. En dit is wat nou baie gebeur. Jy weet, in die kerkwêreld, mense groei nie, hulle is tevrede. Maar kom ons gaan aan, ek wil graag nou nie so vol vooruit hardloop nie. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Jy sien, Jesus gaan nie kom vir 'n kind nie. Wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering. Deur die bedriegery van die mense, deur sluiheid om lustiglik tot dwaling te bring. Dit is die goed wat ek en jy veg, die magte, owerhede, heersers van die duisternis van hierdie wêreld en bose geeste. Dit is wat in mense, deur mense werk. Daai ding kom nie hier aangevlieg nou jou met 'n vurk en kom val jou aan. Hy gaan deur mense wat hom toelaat om in hulle te bly. Hulle is nie die tempel van die Heilige Gees nie, maar hulle is 'n huisvesting van magte, owerhede, heersers. Dan kom daai mense met bedriegery en dan net soos hulle die Here Jesus toe hy op gevas het, hoe die duiwel gekom het en hy die woord gebruik om Jesus te probeer mislei of om te probeer laat Jesus met sondig. Gebruik hy die Bybel. So is dit vandag nog. Kry jy hierdie mense, hulle preek vir jou, maar ek moet nie eens daar gaan nie. Julle weet waarvan ek praat. So, jy en ek moet versigtig wees. Ons moet kennis hê van Jesus Christus. Ons het dit gelees hierso. Ons het leraars, evangeliste, wat jou moet oplei. Die heiliges moet toerus met kennis van die Here Jesus Christus. Maar my hart is seer as ek sê, hoeveel leraars is wat regtig kennis het van die Here Jesus Christus? Hulle het kennis om geld te betel by mense. Hulle het kennis om mense om die bos te lei. En ek hoef nie eens verder te praat, ek is seker julle weet van waarvan ek praat, maar ek sê nou nie elke kerk en elke mens is boos nie, maar jy en ek moet wakker wees. As jy en ek nie die woord van die Here ken nie, en ek en jy studie nie, en ons weet nie wat daar aangaan nie, en ons lê ons nie daarop toe om die woord te ondersoek nie, dan gaan ek en jy ook deur bedriegery van die mense in dwaling gebring word. So, dis gevaarlik. Ek en jy moet nie kinders bly nie, want die kindertjies word maklik om die bos gelei. Maar nee, ons moet groot mense word. Kom ons gaan aan. Want hoewel julle, Hebreërs 5 vers 12, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, hoor julle wat hy sê? Hey, julle moes al lank al leraars gewees het. Het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woord van God moet leer? En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spyse nie. Ai mensies, dit is die probleem van so baie van ons. Ons leer nie die woord nie, maar ons wil net melk hê. Die wonderwerke. En die lekker, jy weet die 'n kind, gee hom speelgoed, dan sy mond stil en hy ja. As jy groot is, dan speel jy nie meer met speelgoed nie. Dan
dan doen jy die dinge wat 'n man doen. Paulus skryf dit ook. Hy sê, die dinge van 'n kind het ek gelos. Ek is nou groot, ek is 'n man, ek doen nou die dinge van 'n man. Nou, in jou geestelike lewe ook, moet jy wegkom van die melk af. Maar sodra jy begin 'n vaste spyse gee, dan verstik jy daarin. Hy sê, julle is lief vir die melk. Julle het behoefte aan die melk. Eintlik moet julle nog melk kry, want julle het behoefte daaraan. En nie aan vaste spyse nie. Nou, kyk 'n bietjie wat het ek hier geskryf. Wat se vaste spyse? Wat se vaste spyse is daar? In die Bybel, wat is vaste spyse? Kom ek lees vir julle, Matteus 13 vers 10. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Kom ek vertel net gou 'n bietjie wat hierdie gelykenis is in Matteus 13 waar hy gepraat het van die saaier. En van die saad het geval in die pad en tussen die rotse en op die tussen die dorings. Ander saad het geval op goeie grond en gelewer 30, 60 en 100voudig vrug. Dit is die gelykenis wat hy hiervan praat. Nou kom die disippels, na dit alles kom hulle na hom toe. Hulle sê, waarom spreek jy tot hulle deur gelykenisse? Hoor wat sê Jesus. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemel te ken. Maar aan hulle is dit nie gegee nie. Hier was 'n klomp mense, 'n skare van mense, wat daar was, toe Jesus hulle hierdie gelykenis vertel het. En die disippels het self ook nie mooi verstaan nie, want Jesus later het hulle duidelik gemaak. Maar hoekom praat hy met hierdie? Want hierdie mense sal nie die verborgenhede verstaan nie. Hoekom nie? Omdat hulle hardloop agter Jesus aan vir die wonderwerke, vir die broodjies en vir die visies en vir die wonderwerke om dit te sien. Niks anders dan nie. Dit is wat hulle agter is en is vandag nog so. Meeste mense as jy nou hoor hier's 'n evangelis, en die kankers val uit en dit gebeur, dan betaal jy rande om daai mense te gaan sien. En dan is hier in Suid-Afrika mense wat baie meer weet en baie meer geestelik is as daai ouens. Maar as jy praat met 'n ander aksent, dan is jy mos iemand anders hier in Suid-Afrika. Dan is jy hoog aangeskryf. In die geestelike lewe ook. Dink 'n bietjie mooi daaraan. As jy 'n disipel is, dan word jy die verborgenhede aan jou geopenbaar, wat in die woord van God is. Nou, is jy 'n disipel vandag? Is jy 'n disipel? Jy weet, 'n disipel is 'n leerder, is 'n student. Dis wat 'n disipel is. Dis hulle wat aan Jesus se voete gesit en leer het vir 3 jaar. Is jy 'n disipel? Sit jy aan Jesus se voete en leer? Nou ja, ek sê dit altyd, hoor mooi, en jy kan dit self gaan lees, is in Lukas 14 vers 26, lees so. Hy sê, jy kan nie my disipel wees, as nie jou vader, jou moeder, jou broer, jou suster, jou kinders, ja ook selfs jou eie lewe, haat nie. Nou daai haat is missio in die Grieks, dit beteken ook minder lief hê. Jy kan nie my disipel wees, as jy nie alles, jou pa, jou ma, jou broer, jou suster, jou vrou, jou kinders, ja ook selfs jou eie lewe, jou bediening, jou werk, jou kar, jou telefoon, minder lief het, as wat jy vir my, kan jy my disipel nie wees nie. Hoeveel disipels, ek praat van regtig, mense wat kwalifiseer om 'n disipel te wees. Hoeveel dink julle is daar? Dink 'n bietjie. As jy nou iemand in jou kop het, dink nou 'n bietjie, is dat dalk iets wat hy meer lief het, as wat hy Jesus het? En ek wil dit weer sê, jou bediening. Jy kan jou bediening meer lief hê, dat jy die Here Jesus, die verhouding wat ons met hom moet hê, afskeep. En al jou tyd aan jou bediening gee. Het jy dan Jesus meer lief as jou bediening? Mensies, dan eers kan verborgenhede aan jou geopenbaar word. Nou verborgenhede, ons het nou gesien, daardie gelykenis van die saaier, van die saad, en dit is 'n baie eenvoudige gelykenis. Maar daar is
baie meer gelykenisse, maar hulle is opgedeel in 12 kategorieë. Elke gelykenis is so belangrik vir jou om te ken, om in die bruid van Jesus Christus te wees. Elke gelykenis, maar ons hoor nooit van gelykenis nie. Wanneer laas het jy gehoor 'n preek en 'n verduideliking en 'n openbaring van 'n gelykenis? Maar ons hoor dit nie. Ons studie dit nie. Daar's verskriklike wonderlike openbaringe en verborgenhede in die gelykenisse. Gaan studie net daai goed. Jesaja 28 vers 9, al in die Ou Testament, hy sê, vir wie wil hy, dis God, dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Jy sien, as openbaringe wat verstaanbaar gemaak wil word deur God. Hy sê, maar aan wie wil ek dit doen? Hoor wat sê hy, vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. Jy sien, as jy net kerk toe gaan om handjies te klap en 'n bietjie te sing, jou tiende in die bordjie te gooi, so nou en dan nagmaal te gebruik, en 'n boodskapie te hoor, maar volgende week of voorvolgende week het jy daai boodskapie al vergeet. Daai boodskapie is maar net 'n boodskapie. Dis nie regtig iets wat jy sê, yes, ek moet volgens hierdie God se woord sê, dat God se woord het met my gepraat in hierdie diens, hierdie pastoor het deur God het deur hierdie pastoor gepraat, dat dit iets in my binneste wakker gemaak, ek moet verander. Maar ons sit met melk, ons is tevrede om net evangelie te hoor. Ek gaan vir julle skrif wys, wat nou staan, wat ek nou gaan sê, van net evangelie. Kom ons gaan aan. Wanneer moet ek gedoop word? Ook 'n vraag, wanneer moet ek gedoop word? Hoekom moet ek gedoop word? Omdat dit in die groeiproses is. As jy nie gedoop word nie, dan steek jy vas. Jy kan nie daar uitkom, as jy net daai ritueel van die doop gedoen het nie. En ons gaan nou sien, hoe moet jy gedoop word? Wanneer moet ek gedoop word? Nou daai prentjie daai foto's wat ons gewys het van die mense, dit het aan my geopenbaar. Wanneer moet 'n mens gedoop word? Nie wanneer jy beveel word deur 'n mens of 'n vriend om gedoop te word nie. Alleen wanneer die Heilige Gees jou dring om gedoop te word of wedergebore te word. Jy sien, ek gaan nie daai studie nou gee nie, want hierdie is 'n fantastiese waarheid wat nie word, ook 'n verborgenheid. En ek het hierdie goed geondersoek al vir jare. Nou ek bedien dit so af en toe, maar hierdie keer doen ek dit meer voluit, maar die volgende sessie gaan ek meer klem lê op hierdie. Kyk, hulle het by die Israeliete het by amper seker Rusland het by Egipte het hulle uitgetrek. Wat moes hulle gedoen het? Hulle moes 'n lammetjie geslag het, en die bloed op die 14de dag moes hulle die bloed aan die deurposte gesmeer het. En as die engel verbygekom het, hy gesien die bloed is aan, dan is hulle uitgelei. Hulle eersgeborene het nie gesterf nie. Hierdie is baie belangrik. Nou ons kom waar? Ons vat die lammetjie, Jesus Christus. Johannes die Doper sê, daar is die lam van God. Hy is die lam wat vir ons geslag is. Nou wanneer jy in die geloof dit aanvaar dat God hom gestuur het om vir ons sonde te sterf. Iemand moes hierdie prys betaal het wat ek en jy gedoen het. So, hy stuur vir hom en ons aanvaar hom. En dit is wanneer die saad van die woord in jou hart val. Maar van daar af moes hulle getrek het deur die wolkkolom en deur die vuurkolom gelei tot waar?
wat ons gelees het daar. Broers, ek wil nie hê dat julle nie moet weet dat ons vaders, ons voorvaders, in Moses, in die see, in die wolk, gedoop is nie. Hulle het gekom, en hier is die volgende getuienis daarvan. As hulle wil opkom na God toe, in die volle mate, en dis die beloofde land, en dis wat hy jou en my beloof. Hy beloof ons 'n ewigheid saam met Jesus Christus, in sy tempel, halleluja. Dan moet ons verby hierdie goed gaan, ons moet deel hê in al hierdie rituele hier, om daar uit te kom. So, maar tussen Egipte en die Rooi See het dan nogal heel wat goed gebeur. En ek wil dit graag vir julle volgende keer wys, wat het eintlik hier gebeur, want dit is wat die openbaring wat ons gekry het, toe hierdie mense wat ons gedoop is, uit die bloute uitkom. Niemand het vir hulle gesê, julle moet nou gedoop word, hulle moet nou gedoop word. Die Gees van die Here het hulle gedring om gedoop te word. Hulle ry al die pad van Pietersburg af. Die ander, hulle ken mekaar nie. Hulle ander mense ry van Koster af, om by ons uit te kom, om gedoop te word. Ek sê, ja, Sondag, ons kan julle, is julle hier? Nee, nou broer, nou. Ek wil vir julle sê, wys in die woord van die Here, of in die, hoe ernstig dit is. Maar wat gebeur? Wanneer ons in die kerk is, word jy uitgeroep, en hulle sê, wie wil die Here aanneem? Sê, dan, meeste van die kere bid die pastoor voor, sê agter my aan, wat ook eintlik nie heeltemal reg is nie. Daai persoon moet die belydenis doen, nie jy is pastoor nie. As hy waarlik gebore word, die Here aangeneem het, as hy waarlik die Here aangeneem het, sal hy weet wat om te bid. En die Bybel is duidelik daaroor, maar ons as leiers leer nie die mense wat om te sê nie. Romeine 10, as jy die Here Jesus Christus bely met jou mond en jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. As jy bely, jy moet die Here Jesus bely, nie jou sonde die eerste keer nie, daarna bely jy jou sonde. Maar jou eerste grootste sonde wat jy ooit gedoen het, was om nie te erken dat Jesus Christus gekom het en gesterf het op die kruis vir jou sonde nie. That's the big sin. Maar om daaroor te kom, moet jy dit bely met jou mond. Dis wat die woord van die Here sê. So, maar nou sê, leraars sê partykeer, onthou, volgende Sondag, is die nuwe maand, dan, as jy hulle 10de, dan het ons 'n doopdiens. Dan moet julle gedoop word. Jy sien? Hoorie, ons het volgende week doopdiens, julle moet gedoop word. Want dit is nog 'n iets op die statistieke lys, jy weet, ek het nou 1000 mense gedoop. Dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor, wat gebeur as jy gedoop word? Wat gebeur geestelik daar? Maar ek gaan dit is ernstig, julle moet dit hoor. So, mense kan nie vir jou sê wanneer jy gedoop moet word nie, maar God se Gees sal jou dring. En niemand gaan jou stop, laat jy gedoop word nie. Wanneer die tyd daar is, gaan jy nie wag vir eendag die einde van die maand nie, want dit kan dalk te laat wees. So, wees versigtig, wanneer moet ek gedoop word? Die tabernakel is 'n afbeeldsel en skadu van die weg na die volwassenheid. Dit is hy hierdie. Jy moet dit so, dit is 'n blueprint, dit is God se plan. Jy moet volgens hierdie reëls en regulasies die reis hardloop, anders dan gaan jy nie prys kry nie. So, dit is die weg, in die tabernakel wys dit aan. Dis hoekom ons so lief is vir die tabernakel. Al in die 50 jaar studie ek hierdie tabernakel, en ek sien nog elke nou en dan nuwe wonderlike verborgenhede daarin. Hebreërs 8 vers 5. Hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skadu van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, dis God het gesê, kyk, dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Sê God vir Moses, Moses, ek wys jou hierdie voorbeeld van die tabernakel op die berg, maar ek wil hê jy moet alles maak, soos ek jou gewys het. 4 ander kere sê hy vir Moses,
maak dit net soos wat ek jou op die berg gewys het. Hoekom moes hy dit net so gemaak het? Omdat dit 'n afbeeldsel en 'n skadu is van jou en my geestelike lewe. Laat ek en jy nie moet wonder, hoe groei ek? Hoe moet ek lewe vir die Here nie? Nee, hy het die tabernakel daar gesit, dat ek en jy deur die tabernakel, deur hierdie afbeeldsel en skadu wat ons hier het, kan jy presies sien wat God van jou verwag. Om die hoë roeping van God in Jesus Christus te behaal. Nie net die ewige lewe nie, maar die hoë roeping van God in Jesus Christus. Kom ons gaan aan. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan. Nou, hier wil ek vir julle nou ietsie wys. Ek is so lief vir hierdie skrifte, want hier wys dit vir jou wat hier gebeur. Hoor mooi wat Paulus sê. Hy sê, daarom moet ons nie bly by die wat? By die begin van die prediking aangaande Christus nie. So die prediking van Christus het 'n begin in jou lewe. Is wanneer jy die evangelie hoor. Dit is die begin. Daar's 'n begin, maar waar 'n begin is daar ook 'n einde. So, wanneer jy iets begin, wil jy gaan graag mos die eindproduk sien. Jy gaan nie iets begin as jy weet daar's nie 'n einde aan nie. Man, ongelukkig is dit hoe die geestelike wêreld, die kerkwêreld vandag operateer. Daar's nooit 'n einde aan dit nie. Dit bly evangelie. Hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voorgaan. So, 'n begin, die evangelie, dan moet jy wegkom daar. Jy moet aangaan na volmaaktheid toe. Nie weggaan nie, aangaan na die volmaaktheid toe. Kom ons gaan aan, waar hy verder praat hierso. Hy sê, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer, luister mooi, sonder om weer die fondamente lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God. As ons wegkom daar by die prediking van Jesus Christus, dan moet ons die volgende stap doen. En so groei ons. Maar hoor wat sê hy hier? Sonder om weer die fondamente lê. En die fondament is Jesus Christus. Hy sê dit. So, jy kan nie daar bly nie. Jy kan nie aanhoudend daar bly nie. Wanneer word jy groot? Wanneer kom jy hier by die verborgenhede? Wanneer kom jy daar? Om 'n groot man, om vaste spyse te eet. Hy sê, van bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Dit is die begin, dis deel van die fondament, maar dis nie al wat deel is van die fondament nie. Hier kom 'n skok. En van leer van die doop. Leer van die doop is fondament. Dan jy nog nie eens begin 'n huis bou nie. En van handeoplegging. Jy weet, dit is wat baie mense, hulle kan nie wag, laat die diens nou verby, laat die pastoor kan hande op my lê en hande op siekes lê. Dis reg, dit is daar. Maar moenie daarby bly nie, dit is maar net die fondament. As jy in taal praat, hoor wat ek vandag vir jou sê, is dit net die fondament. As jy hande op siekes lê en hulle, dan gebeur wat ook al. Kyk, ek is 'n wonderwerk. Dat goed in my lewe gebeur, siekte. Ek is 'n cancer survivor, ek het baie ander probleme gehad. En dit was baie erg. Ek was 'n baie siek man. Ek is vandag 81 jaar oud, maar ek voel soos 'n jong man. Wie kon dit doen? God het dit gedoen. Maar 'n mens gaan verby dit. Ek was daar. Maar jy kan nie daarby bly nie, want dit is net fondament. Jy het nodig om 'n huis daarop te bou, van goud, silwer en kosbare stene. Hy sê, en van die opstanding uit die dode uit, maar ek wil nie nou daaroor praat nie, maar dit is so fantasties, opstanding uit die dode uit, wanneer jy deur die doopbad gaan.
en van 'n ewige oordeel. Nou as jy nie glo in die ewige oordeel nie, dan moet jy nou jou Bybeltjie vat en hom oppak en hom vir iemand gee wat hom sal waardeer, en dan loop jy maar die pad wat jy wil loop, as jy nie glo aan 'n ewige oordeel nie. So, maar mensies, ek wil net weer klem daarop lê, die leer van die doop, handeoplegging, opstanding uit die dode uit, is deel van die fondament. Hy sê, moenie bly by daardie beginsel, by daai begin van prediking van Jesus Christus nie. Ek hoop julle verstaan vir my, regtig, ek hoop julle verstaan vir my. Hoe moet ek gedoop word? Nou ja, nou is daar baie verskillende maniere. Jy weet, ek kom uit die NG Kerk uit. My ouers het my groot gemaak in die NG Kerk. Ek is nie spyt nie. Ek het niks geleer daaruit nie, maar my ouers het my een ding baie goed geleer, dat ek moet respek hê vir God. Al het ek niks van God geweet nie. Ek het respek gehad vir God en respek vir my ouers. Dit is belangrik. Belangrik. En ek dink God het dit raak gesien, want hy het 'n groot sondaar gered. Groot sondaar soos ek. Jy weet, die Bybel sê, wie gaan die blyste wees? Die ou wat baie skuld afgeskryf is van, of die ou wat min skuld afgeskryf is? Ek is so bly, omdat die Here so baie van my skuld afgeskryf het. En ek prys die Here, ek kan hom nie genoeg dankie sê, vir al die sonde wat ek, die skuld wat ek gehad het, aan die oortredings van God se wet. Maar God is groot, en hy het my verlos. So, maar hoe moet ek gedoop word? Dis 'n belangrike vraag hierdie. Hoe moet ek gedoop word? As jy na die kerk toe gaan en sê, doop jou, en hy doop jou so, is jy tevrede daarmee? Is jy seker jy's reg om so gedoop te word? Matteus 3 vers 16, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim, en met eens gaan die hemel vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. Kom ek lees weer. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. Waar was hy? Hy was in water. Iemand het hom nie so gedrup nie. As jy nie kan nie, ja, dan kan jy laat iemand jou so doop met 'n beker nat gooi, of hoe dit ook al mag sy. Maar die regte manier is, volgens God, om te maak, want hy het vir ons 'n voorbeeld gegee. Na hy gedoop was, het hy uit die water opgeklim. Soos jy uit die water opgeklim het, beteken mos jy was in die water. Is dit nie reg nie? So, dit wys vir jou, dit is hoe doop moet plaasvind. Dis hoe jy gedoop moet word. In watter naam moet ek gedoop word? Nog 'n verskriklike ding. Daar in die jare van 1960s rond, was daar hierdie verskriklike bekleierery. En al hier in die 50, dalk vroeër, ek weet nie, maar ek het nou tot redding gekom hier in die 60er jare. En toe was daar 'n hengse fight tussen die sekere gemeentes. Hierdie een sê, nee, jy moet doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Die ander, nee, ek moet doop in die naam van Jesus Christus. En een sê, ek moet 3 keer onderdompel, ander een sê, nee, net 1 keer. Nou, wat is reg? In watter naam moet ek gedoop word? En hoeveel keer moet ek onderdompel word? En hoe moet ek gedoop word? Kom eens kyk wat sê die woord van God. Dan kan ons mos nou nie stry teen die goed nie. En dan, maar ek sê net, as jy stry daaroor, dan studie jy nie die woord nie. Ek is jammer. As jy wil stry oor hierdie goed en jy sê, nee, jy moet so, weet jy min van die woord van God af. Skus julle, ek is nie arrogant nie, maar ek kom 'n lang pad met hierdie vraag. Ek het met hoeveel mense, ek was in 'n kerk wat so gedoop het, en toe was ek in 'n kerk wat so gedoop word, toe in 'n kerk wat so gedoop word, en ek, wat is reg? Die Here sê, daar's een doop. Toe gaan doen ons die ondersoek. En ek is so bly dat ek dit gedoen het, en dat ek verward geraak het in die kerkwêreld, en dat ek self gaan soek het na die waarheid. En hier gaan ek vanaand vir julle die waarheid oopbreek, soos wat ek het verstaan. Onthou, ek ken ten dele. So, jy mag miskien nie saamstem nie. Maar luister mooi, gaan studie self hierdie goed.
Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis die disippels. Jesus sê dit self. Hy sê aan die disippels, en op hierdie stadium was hulle nie meer disippels nie, want hy noem hulle, amper sê ek nou herders, apostels. Hy noem hulle hier apostels. Nou, hy het die apostels opdrag gegee om te gaan disippels maak van alle nasies, volke en tale. Vir die apostels. Nou is daar so baie mense wat, hulle wil net evangeliseer, hulle wil nou net gaan sendingwerk doen, daar in die boendoes, ander tale en dan is hulle nie disippels ooit gewees nie, want hulle het nog altyd iets anders meer lief as wat hulle Jesus Christus het. Dis, jy moet versigtig wees. Regtig waar die woord is baie duidelik oor hierdie goed. Hy het die apostels wat al reeds gekwalifiseerde disippels was, het hy apostels genoem toe, en hy sê vir hulle, gaan julle, en gaan verkondig die evangelie. Jy kan nie sommer net gaan, om te evangeliseer, as jy nie kwalifiseer, as 'n disipel nie. Ok, maar dis iets anders, kom ons gaan aan. Doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Nou daar's mense wat sê, that's the way, that's the only way, jy kan nie dit anders te doen nie. Maar toe lees ons nou in Handelinge 2 vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. En dis waar die feit kom. Jesus sê self in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Petrus sê nee, in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Watter een is nou reg? Kom ons gaan 'n bietjie aan. Daarop sê Paulus en Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is dan nou Jesus. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van Jesus Christus. Nou, watter ene is reg? Watter ene is reg? Almal doen dit. Ek ben daai mense. Hulle het dit so gedoen, die ander dit so gedoen, die ander dit so. Nou, wat een is reg? Kom ons gaan aan. Hier kom die revelation. Kom ons kyk na naam. Ek het bietjie na die Grieks gaan kyk. Die Grieks, waar hulle praat van die naam, doop hulle in die naam van Jesus of in die naam van die Vader, is dit onoma. It's a name. Literally, luister mooi, literally or figuratively beteken dit authority and character. Toe gaan ek na die Hebreërs toe. Van julle het dit seker al gelees en julle ken hierdie goed. Hebreërs, in Hebreërs is die woordjie naam. As hy sê naam, en jy gaan dan na jou Strongs toe, en jy gaan kyk, daai naam, wat is dit in die Hebreëse taal, dan sien jy dis Shem, of Gem, ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie, maar dis hy daai. Weet julle wat beteken dit? Authority, autoriteit en karakter, authority and character. Nou, ons hoef nie te soek na oplossing nie. Ons sien dat in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, as daar staan naam, en jy gaan kyk na die oorspronklike, dan dat hy eintlik gesê in die karakter en die autoriteit van Jesus, of wat ook al. In die naam van Jesus, of in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. So, naam beteken karakter en autoriteit. Goed, as dit dan so is, dat dit beteken in die oorspronklike taal, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Wat hy hier eintlik sê, ek het gekom in die karakter en in die autoriteit van my Vader. En as 'n ander ene kom in sy eie karakter en autoriteit,
neem julle hom aan, maar julle wil my nie aanneem wat gekom het in die karakter en die autoriteit van my Vader nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie verder. Want so lief, wat is God se karakter? Wat is God se karakter en sy autoriteit? Kom ons lees hier. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat is God se karakter? Hierso word hy geopenbaar. Wat is God se karakter? Kom ons lees. Want so lief het God die wêreld gehad. Liefde, sy karakter is liefde, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan. Sy karakter is om mense te verlos van sonde, van Satan se korrupsie wat aan die mens gekom het. Dit is God se karakter. Sy autoriteit is dit om dit te doen. Hoor julle? Kom ons gaan verder. Matteus 1 vers 21. Wat was Jesus se karakter? En sy, dis die engel, dis Maria, en sy sal 'n seun baar, Maria. En jy moet hom Jesus noem. Ek dink ek praat met Josef hierso. Hy sê, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wat is Jesus se karakter? Verlosser. Hy is 'n verlosser. Dis sy karakter om te verlos. Hy het gekom, hy het gesterf op die kruis. Hy is soos 'n skaap wat geskeer word, is hy gelei of na die slagpale toe gelei sonder om sy mond oop te maak. Om wat te doen? Om jou en my te verlos. En God het ons so lief gehad dat hy sy eniggebore seun vir Jesus gestuur het. Sy karakter was om jou en my te verlos, dat ons nie vir ewig saam met Satan in die poel van vuur gewerp gaan word nie. Verstaan julle? Die naam, jy moet gedoop word in die naam, in die karakter en die autoriteit van die Vader, Seun en die Heilige Gees, of in die karakter en autoriteit van Jesus Christus, maar is almal dieselfde karakter en autoriteit, daar is die bewys. En dan, wat is die karakter en die autoriteit nou van die Heilige Gees? Maklik. Toe Jesus opgevaar het, toe sê hy vir die disippels, waar ek nou heen gaan, kan julle nie gaan nie, maar ek kom weer om julle te kom haal. En dan sê hy ook, hy sê, en ek gaan my Vader bid, om die trooster, dis die Heilige Gees, te stuur in my karakter en autoriteit, met ander woorde, in my naam, dis wat hy gesê het, ek gaan my Vader bid, om die trooster te stuur, in my naam, in my karakter. So die Heilige Gees is hier vandag by ons om ons te oortuig van sonde en te oortuig van redding en te oortuig dat ons met God aanneem as ons persoonlike saligmaker. Is dit nie wonderlik nie? Met ander woorde, daar's hierdie bekleierery. Nee, jy moet 3 keer onderdompel. Jesus is net 1 keer dood. 1 keer begrawe, net 1 keer. Hoekom nou 3 keer? Jy weet, dit sê net vir my iets, jy verstaan dit nie. Jy verstaan dit nie. Maar ek oordeel nie. Ek verstaan nou vandag nog klomp goed in die Bybel. Oeg, baie goed verstaan ek nog nie. Maar ek meen ons moet iewers kom wat ons begin die woord met 'n rema word, die woord moet begin 'n lewe kry in ons, laat ons dit verstaan. En laat ons nie valse getuienisse lewer nie, want as jy goed verkeerd verstaan en jy blaker dit dan uit of jy preek dit of wat ook al, dan is jy 'n leenaar, dan behoort jy by die hoere en by die afgode dienaars buite die kamp, sê die Bybel, en by die honde. So, eintlik, ek net sien, wat het ek nog hierso? Wat gebeur wanneer jy gedoop word? Kom ons gaan na hierdie ene toe, kom ons kyk. Is rooi. Hierdie is rooi, hierdie is gevaarlik. Kom ons kyk. Romeine 6 vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Wat gebeur wanneer jy geonderdompel word? Nie nat gemaak word nie.
Tensy jy nie anders kan nie. As jy in 'n bed lê en jy's dodelik siek en jy wil gedoop word, kan hulle 'n ander manier vind. Enige manier gaan daar werk as jy net glo wat jy doen. Maar ons wat gesond is, en 'n gesonde verstand het, veronderstel om te hê, weet, dit is wat dit beteken, onderdompel, want Jesus het uit die water opgekom. Ons is dit saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Hier is 'n verskriklike mond vol, wat baie min mense weet. Kom ek trek hom bietjie uitmekaar uit. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Jesus was begrawe. Nou wanneer ons gedoop word, dan word ons saam met hom in die dood, deur die dood, begrawe. Geestelik begrawe ons die ou mens wat ons afgesterf het by die kruis toe ek gesê het, Here, ek glo in U. Ek maak dood hierdie ou sondige mens in my. Die vleeslike mens. Jy kom begrawe hom. Jy doen nie ritueel. Is nie te sê jy gaan nooit weer verkeerd loop nie, maar jy bewys aan God. Jy weet, hy sê, gehoorsaamheid is beter as offerandes. Jy kan heeldag halleluja, prys die Here en al daai goed doen, wat vir hom 'n soet reuk eintlik veronderstel is om in sy neus te wees. Kan jy heeldag so doen, sing laat die spoeg spat, maar jy's ongehoorsaam oor wat die woord leer. Hy sê, ons is dit saam met hom begrawe deur die dood in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is. Christus was in die graf, hy was begrawe, toe eers is hy opgewek uit die dode uit. Lazarus was in die graf, hy het nie vinnig gemaak, net 4 dae gewag, voordat hy Lazarus kom opwek het. Hy was in die graf, toe het hy hom opgewek, jy en ek ook. Waar vind wedergeboorte plaas? Wedergeboorte vind plaas wanneer jy uit die doopbad uit opkom, want jy word saam met hom, die ou mens word saam met hom begrawe, en wat sê hy hier, Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel, wanneer jy uit die doopbad uitkom, uit daai graf uitkom, wat jy deel gehad het aan in die geestelike wêreld, en jy kom uit, dan jy deel aan 'n nuwe lewe. Wedergeboorte vind by die doop plaas, daarom is dit so belangrik. Jy kan nie laat 'n pastoor of enige iemand vir jou sê, vriende of groep druk of wat ook al, jy moet nou gedoop word saam met my, jong, ons gaan nou klompie wees, ag ou Pieter gaan ook gedoop word, man, kom jy ook saam. Dis uit die bose uit. Jy as 'n pastoor mag ook nie vir jou mense sê, hoorie, daar is nou doopdiens, julle moet kom, jy moet nou, jy's nou 'n nuwe mens, jy sal reeds wedergebore, dis ook 'n leuen. Ek moet jou gaan doop. Gaan lees die Bybel bietjie, en dan vind ons die waarheid in die Bybel. Baie van julle kan, maar dis nie ewigheidswaarde nie. Dis oukei. Ek sê nie, julle moet, as jy dit nie doen, gaan jy al toe. Nee. Al wat ek wil sê is, I've got patience to wait vir Jesus om te kom. Laat hy kom openbaar. Het ek 'n fout gemaak, of was dit reg? So eenvoudig soos dit. Jy besluit, ek sit dit hier voor jou, jy besluit, is dit reg of verkeerd? Maar daar is consequences, daar is iets wat gaan gebeur oor jou besluit. Myne ook, ek moet ook besluit. Kom ons gaan aan, kom ons lees nog ene. Kolossense 2 vers 10, en julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerhede en mag. Kolossense 2 vers 12, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam, hoor mooi, opgewek is deur die geloof, opgewek, wedergebore is, in die werking van God wat hom uit die dode uit opgewek het. Is dit moeilik om te verstaan? Maar ons studie nie die woord nie, ons lê ons nie daarop toe om te kyk, Here, wat sê U eintlik hier? Ek en my liefie,
Ons lees nie net die Bybel nie. Ons study, ons vat een versie, dan kyk ons haal hom uit mekaar uit, ons kyk elke woord. Here, wat? Ons gaan na die Strongs toe. Ons is so baie in die woord van die Here om sekere goedjies wat ons nie hoor nie, wat ons nie heeltemal verstaan nie, dan gaan krap ons dan partykeer weke op een versie om te kyk, Here, wat sê U regtig daar? Want ons moet dit doen. Study to show yourself approved, the workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jy moet dit doen, dis wat die woord sê. Ek hoop julle is nog by ons. Ek weet dit snel, seker 2 ure. Johannes 3 vers 5, Johannes antwoord, voorwaar, of nie Johannes nie, ekskuus julle, pardon. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Ek wil hê julle moet kyk, ek het nou hierso 'n lywer, 'n doopbad. Ek wil so graag, ek wil hê my vrou moet net daai kamera so tip. Ek het hierdie ding gemaak, en hy is ook gemaak van die spieeltjies, van die woord van die Here sê, hy moes spieels gevat het, of liewerster, die looking glasses of the woman, moes hy gevat het, en hy moes hulle gesmeld het, en dit was koper daai jare gewees, wat blink gevry was, wat hulle gebruik het, en dan het hy vir Moses sê, en dan maak jy 'n lywer, 'n waskom van daardie koper. Nou, dit was nie so nie, die spieels was nie so uitgeplak nie, maar waarom sou God gesê, doen dit net soos wat ek jou gewys het? Omdat ek vandag kan verstaan, as ek nou in die geestelike gaan kyk, die ding is spieels, en ek kyk in die gees, en ek sien myself waar ek my moet was, dan kan ek sien, het ek nog 'n vlek op my, het ek nog 'n vuil kol op my, dan kan ek dit afwas. Nou, dit is baie moeilik miskien om te verstaan, maar hy het nie spieeltjies so gehad nie, hy was van die spieeltjies gemaak, hulle moes dit gesmeld het natuurlik, en dan die waskom gemaak het, maar waarom die spieeltjies? En dis die enigste rede wat ek kan dink, waarom hulle dit gedoen het. Nou, wanneer jy in hierdie water, wat 'n tipe ook is, of liewerster die Rooi See, was 'n tipe van die water, want hulle is deur die Rooi See gegaan, en Paulus sê, ek wil nie hê dat julle nie moet weet, dat ons voorvaders in die wolk en in Moses en in die see gedoop is nie. Nou ja, dan word jy wedergebore, wat daai skrif sê, né? Wedergebore, uit water uit en uit die gees uit. Kom ons lees om weer, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Water en gees. Wanneer jy uit die water uitkom, is jy wedergebore. So jy moet wedergebore word. Dis wat die Bybel sê. Ek glo nie, dit is so moeilik om te verstaan nie. 2 Korintiërs 5 vers 12, daarom as iemand in Christus is en is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword, daar so liedjie ook. Mense, daarom as iemand in Christus is, jy word in hom inbegrawe, en jy staan in hom op 'n nuwe skepsel, dan word alles nuut. Is dit nie wonderlik nie? Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nou, ek wil hier net ietsie sê, net sien, ja, ek dink ek is op die einde, maar ek wil hierdie afsluit met hierdie. Ek wil net 'n demonstrasie gee. Ek is 'n begrafnisondernemer, 'n geestelike begrafnisondernemer. Ek begrawe die ou mens wat mense afgesterf het by die kruis. Of jy, wanneer jy iemand doop, is jy dan ook 'n geestelike begrafnisondernemer. Jy begrawe die mense wat afgesterf is. En dan, wanneer jy daai persoon uit die doopbad uithaal, dan is dit 'n nuwe skepsel in Christus. En dan is hy wedergebore, dis nuut.
is alles nuut geword. Hy's 'n nuwe skepsel saam met Christus, in Christus. Wow, is dit nie awesome nie? Wedergeboorte vind die plaas. Nou is ek voor in die kerk en ek sê vir die gemeente, hoor jy, ons gaan vir Piet nou doop. Jy staan nou met enige naam, met Pieter, kom ons noem Pieter. Ek staan met Pieter in die doopbad en ek sê, ons gaan hom nou doop. En dan vat jy die Pieter, dan sê jy Pieter. Nou ja, party mense sê baie goed. En dan begin jy hom doop. Dan sê jy, ek doop jou. Met ander woorde, druk jou nou onder die water, ek doop jou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, of anders sê in die naam van Jesus Christus. En dan kom hy uit, dan sê hy klein. Dan sê die mense, jee, hy's nou gedoop. Maar luister net wat ek wil sê. Lees hierdie skrif. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Met ander woorde, wat se vrug is daarvan te eet? As jy sê, ek doop jou nou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, of in die naam van Jesus. Wat se vrug eet jy nou daarvan? Want die gemeente weet nie eens wat hier aangaan nie. Die duiwel lag. Die duiwel lag vir ons as ons dit doen. Hoor wat ek vir julle sê, want dit is nie 'n ware doop nie. Nou, ek wil net hier stop. Mense het al vir my gevra, moet ek nou oorgedoop word? Ek sê, nee. Jy het miskien nie die kennis op daai oomblik gehad nie, maar jy het dit gedoen met die regte gedagte in jou kop. Jy het 'n regte ervaring gehad. As jy dit gehad het, is jy mos okay, dan is jy begrawe saam met Jesus Christus. Maar daar's baie mense wat nie 'n klou het nie. Ons het mense gedoop, dan gaan hulle uit daai doopbad uit, dan gaan staan hulle daar onder die boom en dan rook hulle. Is hy nou 'n nuwe skepsel? Maar hy's nog in Egipte. Verstaan julle wat ek sê? Daar moet 'n verandering wees, jy moet waarlik gered wees. Jy moet 'n nuwe skepsel wees, die mense moet jou nie ken nie. Hulle moet sê, maar ek ken Pieter nie. Hy was nie so 'n mens nie. Hy's heeltemal anders. Hy's 'n vreemdeling eintlik. Want hulle het Jesus ook nie geken toe hy uit die dood uit opgestaan het nie. Gaan lees bietjie. Tot die disippels het hom nie geken nie. Hy het anderster gelyk, en dit is wat met jou en my gebeur. Wanneer ons deur die doopwater gaan en ons word wedergebore, moet ons anderster lyk. Die mense moet sê, ja, ek ken hom nie. Maar kom ons gaan terug na hierdie skrif toe. Met ander woorde, wat ek toe leer in hierdie hele proses is die volgende. Wat my woorde sê, daar's krag in my woorde, en dit is wat werklik dan sal gebeur, want daar's lewe in my tong. Nou as ek sê, Pieter, ek begrawe nou jou ou mens. Ek gaan jou ou mens nou begrawe in Jesus Christus, in sy dood, deur die doop. Hy moet weet wat met hom gebeur. Eintlik moet dit al vooraf van hom gesê word. Maar jy gaan dit herhaal, laat die gemeente weet wat daar gebeur. Pieter, ek gaan jou nou begrawe, jou ou mens, in Jesus Christus, in sy dood, deur die doop. En as jy hier uitkom, is jy 'n nuwe skepsel, jy's wedergebore in Jesus Christus, uit die water en uit die Gees. Klink dit nie vir jou reg nie? Pieter, ek begrawe jou nou. In die dood van Jesus Christus deur hierdie doop. Ek begrawe jou. Dis wat daar gebeur. Jy sê wat gebeur, dis nie alleen nie, dit is wat gebeur. Om te sê, ek begrawe jou in die naam, in die karakter en die autoriteit van Jesus Christus. Ja, jy moet dit eintlik ook sê. Jy kan sê, dis wat ek doen. Ek sê, Pieter, ek begrawe jou nou in die karakter en in die autoriteit van Jesus Christus, of van die Vader, Seun en die Heilige Gees, want hulle karakter en autoriteit is presies dieselfde ding. Maar ons laster deur om goed te strip. Nee,
die autoriteit, die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en die naam van Jesus Christus, glad nie dieselfde nie, is twee goed. Lees die Bybel net, en lees dit, laat dit rema word, lees dit in die Gees. Moenie kom die boeke toe gaan en boeke gaan koop nie, ons lees nie boeke nie, ons het genoeg gelees, ek het pakke boeke, ons lees nie die goed nie, lees nie eens ons studies, sulke stapels goed, van die Bybelskool nie, ek kan dit net nie weggooi nie, maar ek wil dit weggooi eintlik, want daar is soveel goed in wat heeltemal nie Bybels is nie, maar ek het net respek, want daar is goed in wat waarheid is. So mensies, ek hoop julle verstaan die doop vanaand. Ek is jammer, ek het julle so lank gehou, maar ek dink dit was die moeite werd, as daar net een mens is wat die revelation kry, want die woord van die Here sê, een siel is meer werd as al die goud en al die silwer van hierdie wêreld, dan is ek baie gelukkig, dan steek ek my hande op en ek sê halleluja, dankie Here, vir een mens, het was nie vir my so groot opoffering nie, maar vir iemand wat die revelation het, en moontlik nie net die ewige lewe gaan hê nie, en wat nie gaan bou met hout en stoppels nie, maar gaan bou met goud, silwer en kosbare stene, en wat gaan loon ontvang. Hy gaan nie skade ly nie, en hy gaan saam met Jesus op sy troon sit, soos wat Jesus saam met sy Vader op sy troon sit, Openbaring 3 vers 21, maar hy gaan nie voor die troon staan en sê halleluja, halleluja nie. Daar is soveel goed, sulke verborgenhede, wat ek so graag net wil deel met die mense, maar nou ja, die Here bless julle en seën julle tot volgende keer. Bless.